Gewaardeerde luisteraars, pastoor Frans Ooyeberg hierdie kant van die microfoon. Ek groet in die naam van Jesus Christus, ons verlosser, ons saligmaker en ons komende koning. Ek hoop ek vind u in gesondheid en in opgewondenheid en met 'n reikhalsende verlange na die koms van Jesus Christus met die wegraping. Ons is nou by deel 27 van ons reeks oor die boek Openbaring. En ek vertrou dat u sover heel wat geleer het. Daar is natuurlik mense wat hierdie boek baie beter en baie meer volledig kan deurgee en kan leer daaruit, soos die predikers wat ons op die TV sien, Amr Sarfati en J.J. Farag en Raymond Lombard. Dus ek claim nie dat my aanbieding is die beste nie. Al wat ek probeer doen is om uit my bietjie kennis vir jou hierdie boek oop te maak, sodat jy 'n aptyd kry om hierdie boek te gaan lees en te hoor wat die Here vir jou wil sê. En onthou, hierdie boek gaan nie oor die anti-kris nie. Die boek Openbaring gaan nie oor enige iets behalwe Jesus Christus en hom as oorwinnaar nie. Onthou Paulus, die evangelie wat ons preek volgens Paulus, is die evangelie van Jesus Christus en hom as gekruisigde. Nou ons sien baie in hierdie boek waar verwys word na die lam van God, Christus soos 'n lam geslag. Met ander woorde, die kruisboodskap is nog steeds sentraal, die belangrikste, want vanuit dit kry ons dan al die ander fasette soos die opstanding uit die dode, die wegraping. Al hierdie dinge wat ons al reeds oor gepraat het. Maar een groot aspek van die boek Openbaring is dat ons Jesus Christus sien, nie net as die gekruisigde nie, maar ook as die oorwinnaar. Die boek gaan oor Jesus as die oorwinnaar. Hoofstuk 10 vers 1. En ek het 'n ander sterk engel uit die hemel sien neerdal, bekleed met 'n wolk en 'n reënboog was oor sy hoof, en sy aangesig was soos die son, en sy voete soos pilare van vuur. Nou kom daar weer 'n magtige engel uit die hemel neer, en in plaas van die 7de bassein, het ons nog 'n tussenspel tot hoofstuk 11 vers 15. Hierdie tussenspele dien 'n dramatiese doel, maar toon ook genade deur meer geleerdheid vir bekering toe te laat. Dis asof God dinge op die randjie bring, dan 'n bietjie terugtrek om die mens tyd te gee om hom te bekeer. Baie het hierdie magtige engel, hierdie boodskapper, as Jesus geïdentifiseer, omdat sommige van die beeldspraak ook op hom van toepassing is. Soos Openbaring 1, 15 tot 16. Maar engele word nooit duidelik met Jesus geïdentifiseer nie, in Openbaring of in die Nuwe Testament nie, alhoewel hy duidelik die engel van die Here in die Ou Testament is. Daar is ook ooreenkomste met hierdie magtige engel en met Michael, soos hy beskryf word in Daniël 12 vers 1, en dan sê Daniël en dan vers 6 tot 7. Wie hy ook al is, dit is duidelik dat hierdie engel uit die teenwoordigheid van God gekom het, en toon groot mag en gesag. As jy dan nou al hierdie dinge wil gaan ervaar, as jy dan graag dit wil sien wat ek nou net gelees het, wees lou, mis die wegraping, gaan deur die groot verdrukking, bly lewendig, en jy sal dit sien. Maar ek sal dit nie aanraai nie. Die engel roep uit, 7 donderslae maak hulle stemme uit. Die engelse houding is simbolies van gesag, 'n persoonlike gesag as Jesus of in gesag as 'n boodskapper van God. Dit verwys na die donderde stem van God, soos beskryf in Psalm 29. 7 keer wat die frase die stem van die Here herhaal. Kom ons lees Psalm 29 vers 3 tot 9. Die stem van die Here is oor die waters, die God van eer donder. Die Here is oor die groot waters, die stem van die Here is met krag. Die stem van die Here is met heerlikheid. Die stem van die Here breek seders. Ja, die Here verbreek die seders van die Libanon, en hy laat hulle opspring soos 'n kalf. Die Libanon en Sirion soos 'n jong buffel. Die stem van die Here slaan daar vuurvlamme uit. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Die Here laat die woestyn van Kades bewe. Die stem van die Here laat die takbokke lam en maak die bosse kaal. Maar in sy paleis sê elkeen heerlikheid.
Nou terwyl ek hierdie Psalm lees, nou dink ek aan Cat Care. Ek dink dit was sy wat dit gesê het. Of een of ander van hierdie valse, demoniese apostels en profete, is al wat ek hulle kan noem. Die Here het in die vrou se kamer ingestap en op die top van sy stem geskree: geregtigheid sal oorwin. Nou wil ek weet hoeveel kalfies het sy voortgebring. Ja, die stem van die Here laat die takbokke lam. Die stem van die Here laat die woestyn bewe. Maar sy oorleef dit nadat die stem van die Here in haar kamer gehoor het. Watter blaatante nonsens. Cat Care gaan brand in die diepste put van die hel as sy haar nie waaragtig tot God bekeer en haar toderheid los nie. Sy gaan tydjie tot 17 keer op 'n dag hemel toe. Hoekom bly sy nie maar daar nie? Heen en weer, net sodat sy kan terugkom en vir ons allerhande nonsens kan vertel. Ag nee man, mense, ons moet ophou om te luister na hierdie valse apostels en profete, en dit sluit Angus Buchan en Arnold van die Kerk en al hierdie ouens in Suid-Afrika. Sluit dit ook in. Rick Joyner, Jesse Duplantis veral. My vriend, as die Here in jou teenwoordigheid verskyn en hy praat met 'n helder stem, sal die aarde om jou bewe en sal dinge nie lekker uitwerk nie. Daaroor praat die Here met ons deur sy woord en daaroor het ons gewete en die stem van die Heilige Gees in ons binneste wat ons kan lei. Kom ons lees vers 4 tot 6. En toe die 7 donderslae hulle stemme laat hoor het, wou ek skrywe, maar ek het 'n stem uit die hemel vir my hoor sê: verseël wat die 7 donderslae gespreek en dan skryf dit nie op nie. En die engel wat ek op die see en op die land sien staan het sy hand na die hemel opgehef en hy het gesweer by hom wat tot in alle ewigheid lewe, wat die hemel geskaap het en wat daarin is, en die aarde en wat daarin is, en die see en wat daarin is, dat daar geen tyd meer sal wees nie. Wanneer die stemme van die 7 donderslae verdof, wil Johannes neerskryf wat hy gehoor het, want dan hoor hy 'n stem in die hemel wat sê dat hy dit nie moes doen nie. Dis 'n uitsondering vir wat hy tot nou toe gedoen het, want hy het alles neergeskryf. Elke keer as hy iets gesien of gehoor het, daar word nie gesê hoekom hy in hierdie geval nie toegelaat is om dit te doen nie. Dan sien Johannes hoe die engel wat op die see en op die aarde gestaan het, sy regterhand na die hemel opgehef het. Dis die gewone gebaar wanneer iemand 'n eed aflê. Johannes kon hoor hoe die Here Jesus by God as die ewige en skepper sweer. Hy self is ewig en die skepper, maar hy word hier as mens gesien. God het die 3 gebiede, hemel, aarde en see, geskep met alles daarin en daarop, maar wat alles in die vyand se hand gekom het. In hierdie beskrywing is die hele materiële heelal ingesluit, van die verste sterrestelsels tot die wesens van die diepte see, wat nog nooit deur enigiemand waargeneem is nie. Alles kom uit God se hand en nie by wyse van ontwikkeling, soos die evolusie teorie dit wil hê. En die evolusie teorie is besig om baie vinnig te kwyn. Daar's mense wat ateïste was, wat die evolusie teorie gehandhaaf het, wat nou erken dat daar moet, en baie, en dit word daagliks meer, dat daar moet 'n agent wees wat alles geskaap het. Hulle erken nog nie dat God 'n persoonlike lewende God is nie, maar hulle erken ten minste nou al dat daar is soveel getuienis dat hulle kan dit nie ontken nie. Kom ons gaan aan. Die Here Jesus sweer dat hy alles tot eer van God sal herstel. Hy gaan alles. Luister vriend, Jesus Christus gaan alles tot eer van God herstel, nie die kerk nie. Moenie dat hierdie kingdom now ouens jou so mislei nie. Wat sê dat die kerk gaan die wêreld oorneem en as die kerk die wêreld oorgeneem het, dan gaan Jesus terugkom. Ek luister nou die dag na iemand wat sê Jesus Christus kan nie terugkom voordat die kerk hom nie beveel om terug te kom nie en hy kan niks in hierdie aarde doen sonder dat hy ons toestemming het nie, want ons besit die aarde. Dis die grootste leuen en lasterlikheid wat ek al ooit gehoor het. Waar het jy gesien God het my toestemming nodig om iets in hierdie aarde te doen, in hierdie wêreld te doen? Ja, maar jy moet onthou, hy het dit oorgegee aan Adam en Eva, en Adam en Eva het dit oorgegee aan Satan, en Satan is nou die God van hierdie wêreld, van die wêreldstelsels, ja. Hy is die God van die wêreldstelsel en die sondaar, maar dit beteken nie
dat God nie kan intree en iets in hierdie wêreld doen en wonderwerke doen deur die krag van die Heilige Gees binne in sy kerk nie, maar hy het nie my toestemming om dit te doen nie. Hy het my nie nodig nie. Dis genade, absoluut genade dat hy my gebruik. Luister mense, ek het dit al voorheen gesê, hoekom as ek nie dood met my hartaanval nie? Mense sê, want God het jou nodig. Nee, God het my nie nodig nie. Jy het nog werk om te doen. Nee, ek het nie nog werk om te doen nie, want God kan iemand anders te gebruik. Jy is gespaar ter wille van die mense op aarde wat jy nog nodig het. Ook nie, want hoeveel mense is dood terwyl sy hele familie nou ten gronde gaan omdat hy dood is. Ons weet nie hoekom God ons lewens spaar nie, maar wat ons wel weet, is dat dit is nie die moeite werd om ons lewe te draai rondom materiële dinge, rondom menslike plesier en rondom menslike emosies die mekaar en kwaad en goed en alles nie. Nee, nou dat hy my lewe gespaar het, is elke oomblik 'n geleende oomblik wat ek moet gebruik om vir hom te lewe, om hom die eer te gee en om mense deur my liggaam te wys, hy is die koning van die konings en die Here van die Here. Hy het alles deur sy krag geskep en deur sy krag sal hy alles bring tot die doel wat deur hom bepaal is. Die einde van hierdie bose eeu sal nie langer uitgestel word nie. Die bose eeu sal nog net 'n kort rukkie duur. Alle dinge sal binnekort bereik word. Net een trompet is oor. Dit sal in die volgende vers kom. Wanneer daardie een klink, sal die wagtyd verby wees. Vers 7. Maar in die dae van die stem van die sewende engel, wanneer hy met die basuin sal blaas, dan is die verborgenheid van God volbring, soos hy die blye tyding verkondig het aan sy diensknegte, die profete. En weer eens, sy diensknegte, die profete van die Ou Testament, nie die valse apostels van vandag nie. Die sewende basuin kondig die laaste oordeel aan, wat oordeele is wat die koms van die Here sonder verdere versuim aankondig. Dan sal die verborgenheid van God voltooi word. 'n Verborgenheid is iets wat vir 'n sekere tyd nie gemanifesteer is nie, en dus in daardie tyd geken kon word. Die volk van God leer hierdie raaisel ken wanneer God dit openbaar, terwyl dit 'n raaisel vir die wêreld bly. Eers wanneer die raaisel vervul is, sal die wêreld dit leer ken. Hier bestaan die misterie uit die weë wat God in sy regering met die wêreld gaan, wat niemand kan begryp nie. Sy weë is te hoog vir ons. In daardie regering laat God soms die bose floreer en kan die straf lank duur, terwyl gelowiges vervolg word en geen beloning ontvang nie. Hierdie verborgde regering van God is amper verby. Dan sal hy openbaar hoe en hoekom hy so opereer het. Vir God se knegte, die profete, wat hierdie regering ken, is dit goeie nuus. Net soos die woord wat met gepreek vertaal word, letterlik aandui goeie nuus. Hulle het dit van God gehoor en dit deurgegee. Die gelowiges het hulle profesie en geloof aanvaar en dit hulle leiding en krag in hulle lewens gegee. Vir die mense van die wêreld is dit steeds 'n raaisel, maar wanneer Christus verskyn, sal die verborgenheid van God deur hom geopenbaar word. Dit sal vir hulle sigbaar wees en hulle sal dit erken. Openbaring 10 vers 18, die stem wat ek in die hemel gehoor het, het weer met my gespreek en gesê, gaan neem die geopende boekie in die hand van die engel, wat op die see en op die land staan. Dis nie die stem van die engel nie, maar 'n direkte goddelike opdrag. Gesê, gaan haal die oop boekie. Dit is, haal dit uit sy hand en doen daarmee soos jy beveel word. Daar is 'n baie sterk ooreenkoms tussen hierdie gedeelte en die verslag vervat in Jesegiel 2 vers 9 tot 10 en Jesegiel 3 vers 1 tot 3. Jesegiel is aangesê om na die huis van Israel te gaan en 'n goddelike boodskap oor te dra, of hulle dit sou hoor of laat staan, en sodat hy kon verstaan watter boodskap om te lewer, is daar aan hom 'n boekrol gewys binne en buite geskrywe. Daardie rol is hy beveel om te eet, en hy het gevind dat dit in sy mond is soos heuning versoet. Johannes het die omstandigheid hierby gevoeg dat alhoewel dit soet in die mond was, dit die maag bitter gemaak het. Die bykomende opdrag Openbaring 10 vers 11, dat hy nog moet profeteer vir baie mense. Laat ons dink dat hy die verhaal in die segel in sy oog gehad het, want as gevolg van sy eet van die rol, is hy beveel om te gaan en vir die volk Israel te profeteer. Die gedeelte hier in Openbaring 10 vers 8 stel 'n nuwe simbool bekend, die van die boek eet, en verwys waarskynlik na iets wat sou plaasgevind het voordat die verborgenheid voltooi sou word. Dit wil sê voordat die sewende basuin blaas. Vers 9 tot 11. En ek het na die engel gegaan en hom gesê, gee my die boekie. Toe sê hy vir my, neem en eet dit op.
Dit sal jou maag bitter maak, maar in jou mond sal dit soet wees soos heuning. Toe neem ek die boekie in die hand van die engel en eet dit op, en my mond was dit soet soos heuning, maar toe ek het geëet het, my maag bitter geword. En hy het vir my gesê, jy moet weer profeteer oor baie volke, nasies, tale en konings. Johannes doen wat vir hom gesê word. Hy gaan na die engel en sê vir hom om die boekie te gee. Dit blyk 'n bietjie vreemd dat Johannes hier 'n opdrag aan die Here Jesus gee. Maar Johannes doen niks meer as wat die stem uit die hemel vir hom gesê het nie. Dit beteken nie ons kan God opdrag gee nie. Hierdie valse profete en apostels sê dat we must demand our miracles. Herinner die Here dat jy het gesê, God, jy sal my gesond maak, so come on, doen dit. Dis hulle houding. Jy kan nie. Jy kan by ver nie. Kom ons gaan aan. Die antwoord van die Here Jesus wys ook dat hy nie 'n ondergeskikte van Johannes is nie. Daar word nie bloot gesê dat die boekie gee nie, maar hy beveel Johannes om die boekie te neem. Dan gee hy hom die bevel om dit te eet en sê ook wat met hom sal gebeur as hy dit doen. Deur die boekie te neem en dit te eet, word 'n deel van Johannes self, van sy innerlike mens. So sal hy krag ontvang vir die werk wat nog deur hom gedoen moet word. Die Here Jesus vertel ook vir Johannes hoe die boekie sal smaak. Wanneer hy dit eet, sal dit bitter en soet wees, bitter in sy maag en soet in sy mond. Die smake bitter en soet kenmerk die handelinge van God. In die geskiedenis kom bitter eerster en dan gevolg deur soet. Dit gebeur net soos die Here Jesus gesê het. Net hier word eers die soetsmaak in die mond genoem en daarna die bitter in sy maag. In die ervaring van Johannes kom die soetsmaak eers en dan die bitter een. Wanneer jy die skrif lees en bestudeer, kry jy die soetsmaak eerstens van al God se planne. Maar wanneer jy toelaat dat daardie gedeeltes in jou hart insink, ervaar jy ook die bitterheid van die manier waar God se planne verwesenlik word. Met ander woorde, wanneer jy leer van God se uiteindelike doel met die skepping, sal jy eerstens die soetheid ervaar. Maar die regeringsweë wat tot daardie doel lei, is nie soet nie, maar bitter as gevolg van die weerstand van die mens, van die sondaar. Die lees van al God se wonderlike planne met Israel gee 'n lieflike voorsmaakie van die 1000-jarige vrederyk. Maar as jy sien hier wat 'n lyding hierdie mense sal moet gaan, gee dit 'n bitter smaak in jou maag. Dieselfde geld vir die koms van die Here Jesus. As jy in ag neem dat hy binnekort kom en dat jy hom in die lig sal ontmoet, is dit soet vir die geloof. Terselfdertyd gee dit ook 'n bitter smaak as jy dink wat die koms van die Here beteken vir elkeen wat hom geweier en verwerp het. Dit beteken dat hulle vir ewig verlore is. Johannes het dalk gedink dat die einde nou is, maar hy moet voortgaan om die toekomstige gebeure deur te gee wat alle nasies van die wêreld geraak. Deur die eed van die boekie is hy daarvoor geskik gemaak. So hoe het hy geprofeteer? Voor volke, tale en nasies? Deur die boek Openbaring. Elke diens wat die Here van jou vra, moet vooraf gegaan word deur die eed van sy woord. Hy kan jou nie voor dit gebruik nie, mense. En dit is hoekom ek soveel kere al vir u sê, lees die Bybel, lees die Bybel, lees die Bybel. Ek het baie vinnig deur hoofstuk 10 gegaan. Met die volgende uitsending gaan ons kyk na hoofstuk 11, die 2 getuienis. Ek hoop dat hierdie werklik vir u van waarde is. Dis nie 'n lang uitsending hierdie nie, ek wil nie graag in hoofstuk 11 ingaan, sommer net van nou nie, want hoofstuk 11 het weer 'n ander gedagte waaroor dit handel. Baie dankie Vader dat ons weet, dat wanneer ons die woord lees, dit soet is in ons maag. Maar wanneer die Here besluit om ons te gebruik, dit bitter is in ons maag. Maar dat ons kan deurgaan en God kan eer en God kan dien en nederig aan sy voete kan bly. Ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen. Gewaardeerde luisteraars, al wat vir my oorbly is om te sê, wandel waardig die roeping waarmee God jou geroep het. En Maranatha, Jesus gaan weer kom. Is jy gereed? Maar as hy vertoef om te kom, mag hy vir ons geleentheid gee om weer 'n keer uit die boek Openbaring by mekaar te kom. In Jesus naam. Amen.